'n volk om te red en 'n toekoms om te bou. Meneer Tiaan Tron, jy beskryf jouself as 'n boer. Hoeveel soorte boere kry 'n mens? Ja, nee, ek dink daar is seker 'n verskeidenheid van landbouers. Maar in terme van die boeridentiteit dink ek mense oorkompliseer die saak. Ek dink as jy 'n boer in jou hart is, as jy 'n volksmens is, as jy 'n spesifiek nou met verwysing na die boer in die kultuursin, die volksin, dan dink ek is daar nie so vreeslike uiteenlopende. Daar is natuurlik nuance verskille, maar ek dink ons maak dit te ingewikkeld vir onsself. Tiaan, jy is ook 'n boer in die landbousin. Jy het groot geword op 'n plaas in die Karoo. Jou pa het geboer. Ja. Wat ons nou graag wil weet is, hoe het jy polities bewus geword? Vertel ons 'n bietjie wanneer jy gebore is en waar jy gebore is. Ja, ek verbeel myself, ek is so van die laaste geslagte wat iets van die ou, kom ons noem dit maar Witman politiek beleef het. Toe blanke politiek nog relevant was in 'n binneparlementêre konteks. Ek is so die laaste geslag van dit, gebore in die jaar 1982 in Karoo dorpie Vryserburg in die Noord-Kaap, en toe opgegroei op 'n plaas bietjie verder suid in die Onder-Karoo, soos dit bekend staan, Beaufort Wes, omgewing Beaufort Wes Rietbron, op 'n plaas tussen Beaufort Wes en Rietbron opgegroei. En in daai vroeë kinderjare, soos ek sê, so die stuiptrekkings van ou Suid-Afrika gesien, pa wat nooit 'n werklike loyale nasionale party ondersteuner was in daardie sin nie. Hy was nie polities baie aktief nie, maar baie betrokke by die gemeenskap en bewus van die gemeenskap en die gemeenskap se dinge, en toe die politiek van die laat 80s, vroeë 90s nou begin en die veranderinge op die horison wink, het hy toenemend maar meer betrokke geraak en het mense hom betrek, spesifiek in die ou KP, die konservatiewe party, en het politiek op so 'n manier deel van ons huishouding geword. Daar so in die laat 80s, vroeë 90s, ek was in my laerskooljare, en wat ek baie goed kan onthou, was tydens die Codesa onderhandelings, dan was daar altyd saans op TV, die Afrikaanse TV-kanaal, was daar so 'n terugvoer geleentheid, wat dan nou 'n bietjie terugvoer gegee is oor die onderhandelinge wat die dag verloop het, en dan pa daar in die TV-kamer, daai tyd was dit nog die TV-kamer met die hout TV-kas, en dan sit pa nou, dan volg hy nou die terugvoering, en dan het dit hom heftig ontstel. Ek kan baie goed onthou hoe ontsteld hy was saans, as hy nou, die kinders is nou die aard van die saak, ons is nou almal klaar, ons moet nou gaan slaap, maar hoe heftig hy reageer het op hierdie terugvoer, en hoe hy sien waartoe hierdie situasie op pad is, as dit op hierdie traject moet voortgaan. Hy was dus ontevrede met die verloop. Geweldig ontevrede met die verloop van sake. Hy het net gevoel dat met daardie tipe van verandering, en nou moet ek net een triekie teruggee, dit het hy ook telkens op ons harte gedruk as kinders, om te sê dat hy nie die manier van doen, soos wat die nasionale party dit gedoen het tydens die, kom ons noem dit nou maar die harde, klein en groot apartheids daar, sy goedkeuring weggedra het. Hy het altyd die voorbeeld gebruik, hy het vir my gesê, ek kan nie verstaan, hoekom moet ek, as ek in die poskantoor staan, daar 'n muur tussen my en die ou breinman langs my gebou wees, want sy skaduwee mag nou nie op my val nie. Jy weet, daai tipe nuance het hy gehad. So, hy was altyd, ek dink vir 'n klomp linkse ouens het hy 'n ongemaklike verhouding mee gehad, maar ook met die verregse ouens het hy 'n ewe ongemaklike verhouding gehad. En dit is binne daai konteks wat ek min of meer my politieke bewussyn ontwikkel het. Om te sê, maar hier moet verandering kom, maar dit kan nie lyk soos wat dit nou hier lyk. Die tipe verandering wat nou voorgestel word, loop uit op 'n slagplaas vir ons mense. Die verlede het nie reg gelyk nie, die toekoms ook nie. Hy is nie op 'n baie lekker plek gewees nie. Hy was op 'n baie slegte plek. Inteendeel, uiteindelik in die vroeë 90s, toe die oorgang nou bewerkstellig is, op 'n punt gekom waar hy vir my gesê het, my kind, die valbuil het oor die kop van die Afrikaner geval. Dit is binne daai konteks wat hy eintlik maar sy laaste asem uitgeblaas het. Hy kon swaar homself weer 'n alternatief vir die Afrikaner verbeel. Het jou pa destyds eerder gepraat van Afrikaners of het hy gepraat van wit mense?
Hy was natuurlik nou, gegee die feit dat hy homself binne die konservatiewe party tuis gemaak het, was hy gemaklik met beide terme, maar natuurlik ook nog maar opgegroei en geleef binne die tyd van blanke politiek, Witman Suid-Afrika, die Republiek van die Witman. So binne daai konteks so uit natuurlik 'n sterk, dit het 'n sterk invloed gehad op sy denke, die gedagte van rassepolitiek, die wit, bruin, swart klassifikasie politiek. Maar hy het uit wat die Afrikaner aanbetref, hy het 'n liefde vir sy volk gehad. Hy was 'n kultuurman, baie lief vir kultuur, was ook lief vir debat en redenaars, baie lief vir sing, toneelstukke, die Afrikaner kultuur goed en domlik het hom baie na in die hart gelê. Maar ek dink nie hy was noodwendig 'n ou wat homself kon verbeel dat daar Afrikaner politiek in die plek van Witman politiek jy weet, moes kom staan nie. En ek dink dit het baie te doen met die feit dat ons in die ou kolonie maar geleef het. En in die ou kolonie was die beklemtoning uit die aard van die saak eerder 'n blanke beklemtoning as 'n Afrikaner beklemtoning. Die volksding, die volkssaak was nie noodwendig tot so mate verhef dat jy kon politiek bedryf, met volkspolitiek bedryf en daarmee eintlik hond haar afmaak. Jy moes 'n groter sambreel oopgooi. Praat nou daarvan, kolonie, hy oor die Engelse gevoel? Hy was nie baie lief vir die Engelse nie, maar hy het die aard van die saak nou nie soveel haat in hom gedra teenoor die Engelse, as wat baie van ons volksgenote dan nou, jy weet, in kom ons noem dit nou maar die tradisionele boererepublieke gebiede gehad het. So, ek dink eerder miskien so 'n bietjie 'n ondersteuner van die tweestroom benadering, Hertzog benadering, om te sê dat jy weet, die Engelse is hier en hulle is 'n werklikheid en ons verreken daai werklikheid en ons vind, jy weet, gemeene delers en ons probeer mekaar aanvul op so 'n manier. Pa was 'n harmoniseerder. Hy was nie 'n ou wat rede gesoek het vir konflik nie. Maar as hy met jou verskil het oor 'n saak, dan het hy met jou heftig verskil, maar altyd op 'n beskaafde manier. Probeer om 'n ander se standpunt ook in te sien. So ja, ek dink dit het hom natuurlik ook 'n moeilike bondgenoot in die politiek gemaak, want in die politiek moet jy baie keer maar radikale harde lyne trek. Jy weet, jy's of vir my of jy steun my. En pa het net altyd gesê, jy weet, hy dink nie die lewe is so eenvoudig hier. Daar's nuances wat verreken moet word, wat dit nie altyd 'n vir of teen situasie maak nie. Ja. Tiaan, as ons kyk na die tyd waarin jy groot geword het, dan was dit maar hier in die tyd van onderhandelinge van Kodesa en so aan. En as ons kyk na 'n verdere konteks, dan het jy ook op die platland groot geword. Het jy opgegaan in die tydsgees? Dit lyk my jy het eintlik maar jou pa geglo. Ja, ek het ingekoop op dit wat hy voorsien het. Ek probeer deurlopend soek na dinge waarmee hy verkeerd was. En ek vind dit moeilik. Ek vind moeilik die goed wat hy gesê het en wat hy voorspel het waarmee hy verkeerd was. Jy weet, hy het 'n rigting gesien, hy het 'n bepaalde tendens gesien en hy het wat hom natuurlik aangegryp het. Hy was by een of ander vergadering en ek kan nie herroep waar die vergadering was nie, maar die spreker by die spesifieke politieke vergadering het opgemerk dat hy het deur Afrika gereis in die post-1960 era. En oral het hy die klimaat wat geskep is in Afrika was Afrika vir die swart man. Black is beautiful, daai tipe sentiment. Dit was die klimaat wat hy reg deur die suide van Afrika, soos die brander nou maar suidwaarts breek. En teen daai agtergrond het dit het pa redelik, dit het 'n groot deel van sy vorming van sy sentiment uitgemaak. So hy was, in daardie opsig het hy net gevoel, as jy politieke mag moet vir die meerderheid, dan 'n ander interessante ding, wat hom ook aangegryp het, was 'n opmerking wat ook nog maar komende van 'n mede-landbouer boer, hier in, as ek reg onthou, het pa gesê, dit was hier in die Boesmanland by 'n geleentheid, waar die voorgestelde veranderings aan die vergadering voorgelê is deur een van die nasionale party leierskap. En toe die ou boer net gesê dat, toe hy opstaan, toe sê hy, voorsitter, ek is nou nie 'n geleerde man nie, maar ek weet daarom as daar 'n verkiesing gehou word, soos wat julle hom nou voorstel in die Kreer Wildtuin, dan gaan die Rooibokke die verkiesing wen. En dit was daai tipe eenvoudige boerelogika, daai common sense, as ek die Engelse woord kan gebruik, wat net gevoel het, die voorgestelde sisteem, die stelsel,
het een uiteinde. En alhoewel dit nie 'n oornag situasie sal wees nie, gaan hy eenvoudig op 'n traject en hy gaan op 'n spesifieke plek eindig. So ja, teen daai agtergrond het ek uiteindelik ingekoop op dit wat pa geglo het, maar ek het die leksheid om te sien hoe dit wat pa voorspel het 'n werklikheid word. So dit wat ek ervaar, ondersteun en onderskryf op 'n eerlikse basis dit wat pa voorsien het. Dit is moeilik om dan met 'n ou te verskil. Jan, jou pa was nie 'n radikale man nie. Ja. En sy spore gevolg of het jy bietjie meer ekstreem geraak? Ek moet myself telkens herinner, pa is nou nie meer hier nie, ek moet myself telkens afvra, wat sou sy reaksie gewees het as hy sien en hoor wat ek onder hierdie bepaalde omstandighede oor hierdie bepaalde onderwerp te sê, dan moet ek gaan stil staan en ek moet dit dalk meer gereeld doen. Nee, hy was nie 'n radikale man, hy was 'n ou wat geglo het in matigheid en in redelikheid. Maar ek sê weer, wanneer die onreg homself dan voordoen, was hy bereid om moeilike standpunte in te neem. Wat myself aan betref, ek probeer, ek dink ek val soms, maar ek probeer daai redelikheid en daai matigheid handhaaf, spesifiek in 'n politieke sin. En dit is nou so dat dit in baie gevalle jouself maar baie ongewild maak in daardie gevalle. In baie gevalle maak jy jouself maar bietjie ongewild, maar goed, ons is nie in 'n gewildheidskompetisie ingeskryf nie. Ons het 'n volk om te red en 'n toekoms om te bou. En as dit beteken dat ons onsself maar van tyd tot tyd moet brand, dan moet ons dit maar doen. Ek dink ons leef in 'n tyd en elke geslag moet maar self oordeel of hy die leksheid het om 'n matigheid te handhaaf oor sekere bepaalde onderwerpe en kwessies. Ek dink ons leef in 'n tyd waar ons soms dit van ons gevra word om radikale standpunte in te neem teenoor bepaalde sake. Daag jou uit, hoor die wit man in Afrika? Die wit man hoort nie in Afrika nie, die Afrikaner hoort in Afrika. Ek dink daar is 'n belangrike onderskeid te tref tussen die twee. Ja, die wit man is 'n rasseverskynsel wat ek dink, as ons nou, kom ons gaan kyk nou na die res van die blanke beskawings van Afrika, die wit beskawings van Afrika, was mense met dubbele paspoorte. Dis mense wat hy kan homself in Portugal tuis maak, of uit 'n Britse paspoort, of uit 'n Duitse paspoort, en hy kan homself in sy imperiale moondheid se stamland weer gaan tuis maak. Hy's net so welkom daar as elders. Die Afrikaner het nie daai leksheid nie. Die Afrikaner is nie minder as 'n wit man nie, maar hy's verseker ook baie meer as net 'n wit man. Hy is uit 'n westerse herkoms, in terme van etnisiteit moet ons nie daaroor een oomblik terugskram van ons etnisiteit nie. So ek dink nie ons hoef skaam te wees vir ons westerse herkoms nie. Inteendeel, ek dink dit is 'n integrale deel van wie en wat ons is. Maar tegelijkertijd is ons ook baie meer as dit. Ons het nie 'n ander plek nie. Die vraag is, as ons nie in Afrika hoort nie, waar hoort ons dan? Hoort ons dan op die aardbol? Dit is die plek waar ons gebore is, dis die plek waar ons, en dan natuurlik vanuit 'n geloofsperspektief sê ons vir mekaar dit, dalk hopeloos te min, ons is hier in aansyn geroep. Dit was 'n deel van ons volks ontstaan, so half 'n frasiekie wat half in verlore geraak het. Gewe ons meer sekulêre aard, wat ons uiteindelik dan, ons het onsself ook maar probeer transformeer om by die sekulêre strome van die wêreld in te pas. En een van daai maniere is om te sê, nee, maar ons het nou maar tot stand gekom vanweë een of ander sosiale ingenieursprojek of een of ander politieke projek het ons laat gebore word. Dit is nie waar nie. Ons is nie verwek deur die nasionale party nie, die 48 nie. Ons volk kom 'n langer pad as dit aan. Ons volk is hier, glo ons, deur die Almagtige in aansyn geroep om vir hom 'n volk te wees en hy vir ons 'n God te wees. En ek dink as ons daardie oorsprong verstaan en dit omarm, dan besef ons dat ons is meer as wat ons vyande ons voor wil uitkry. Hoe ver kan jy jou voorgeslagte terugspoor hier in Afrika? Wel, die eerste Tron, Jacques Tron, in die laat 1600s, het hy al voet aan wal gesit, en die Trons het hulle self toe nou maar tuis gemaak op daardie stadium in die Boland, en spesifiek in die Tilbag omgewing, van daar uitgewyk na die Karoo, Wollaston area. Dit is nou die omgewing van Wollaston, van waaruit my Tron stamboom kom, en toe nou daarvandaan verder in die Vryseburg distrik ingetrek, maar as veeboere, trekboere, grensboere, en so ja, dis waarvan af die Tron stamboom is nogal goed gedokumenteer, as baie Trons wat baie moeite gedoen het daarmee. So ja, dit is beskikbaar, en dis ook goed om dit te kan hê.
Ek weet net nie noodwendig hoeveel gewig dit dra in die tipe onredelike debatte waarmee ons vandag gekonfronteer word. Jy weet, ons kan hier goed navors en ons kan hierdie feite hê, verskoning, maar die tipe debatte waarmee ons deesdae gekonfronteer word, weeg hierdie tipe feite dink ek maar nie vreeslik swaar nie. Dit is mos maar 'n oppervlakkige geraas waarmee ons gekonfronteer word. Die voorreg gehad om betrokke te wees by 'n inisiatief daar in die 2009, 2010, 2011, die Boere-Afrikaner Volksraad, wat verkies is deur die Volksraad Verkiesingskommissie as so verteenwoordigende liggaam. En daardie Volksraad het 'n regsverteenwoordiger gehad, Paul Creer, wat ook 'n memorandum saamgestel het oor die werksaamhede van die Volksraad, waarin daar spesifiek baie klem gelê word oor die demografiese vestiging in Suidelike Afrika. En in daardie memorandum is daar nogals 'n redelike breedvoerige uiteensetting van die Nguni stamme wat hulle self van uit die noorde van Afrika daar rondom die mere en nou uit suidwaarts migreer het en uiteindelik hier in die oostelike dele van Suid-Afrika kom vestig het. So dit is wat die swart stamme aan betref, en dan natuurlik nou kom ons noem hulle dan nou maar die eerste burgers, die inboorlingsstamme in die vorm van die Khoisan, wat nou maar meer in die Kaap-provinsies gevestig was op daardie stadium. En wat vir my natuurlik krities belangrik is, wanneer ons na daai stuk van die geskiedenis kyk, is dat ons moet verstaan, dat jy kan nie deur vandag se bril na daai geskiedenis kyk nie. Dit is een van die groot foute wat natuurlik nou maar algemeen gemaak word, want dit pas die narratief, spesifiek die hoofstroom politieke narratief, vandag se bril te gebruik om na daai geskiedenis te kyk. Maar as jy deur daai geskiedenis of na daardie geskiedenis deur die bril van daardie tyd kyk, dan wil ek so verwaand wees om te sê dat ek kan nie in 'n mooier en 'n edeler stuk geskiedenis as die Afrikanerse geskiedenis dink, in terme van vestiging en uitbreiding en ontwikkeling en bemagtiging van 'n hele ganse suidelike kontinent en al sy mense, as wat die Afrikanerse geskiedenis binne daardie tyd geleef was. Ek voel die Afrikanerse vestigingsgeskiedenis in Suidelike Afrika dit was regtig nie net 'n roemryke nie, maar 'n eerbare vestigingsgeskiedenis. En spesifiek met verwysing na hoe daar gehandel is met die res van die mense, stamme wat teëgekom is hier in Suidelike Afrika, die manier waarop daar met hulle omgegaan is, gegeewe binne die konteks van die tyd, op 'n baie mooi en 'n eerbare manier, soos wat dit ons volk betaam het deur die geskiedenis heen, 'n eerbare Christelike manier van doen. Ou mense sou gepraat het van 'n Christelike manier van doen. Dit het gegaan oor vreedsame onderhandelings, dit het gegaan oor die kerstning van barbarisme, dit het gegaan oor die vestiging van wet en orde, dit het gegaan oor bemagtiging, om mense bloot te stel aan kultuurpraktyke wat op daardie stadium in Suidelike Afrika net nêrens te vind was. Eenvoudige ding soos 'n wiel wat in die ronde kan draai. Om behoorlik gekleed te wees, om te kan kommunikeer, om te kan skryf, om te kan lees, om te kan goed aanteken en opteken. Dit was goed wat nêrens in Suidelike Afrika teenwoordig was. En ons volk het hier gekom en dit nie vir homself gehou en die plaaslike bevolkings vernietig in daardie sin nie. Inteendeel, hulle het met hulle saam dit gevat. En tot vandag toe nog kan Suidelike Afrika getuig, spesifiek Suid-Afrika, pluk vandag nog die vrugte van daardie kerstningsproses, van daardie oordrag van vaardighede en die bemagtiging van mense wat net eenvoudig net nie op die beskawingspyle was van en dit is nie 'n aanklag of 'n beskuldiging teen enigiemand nie. Dit is 'n geval van hier het 'n westerse volk ontstaan met 'n westerse herkoms, met 'n bepaalde beskawingspyl en hy het die mense wat hom omring het met hom saamgevat. Goed, het ons dit reg gekry om dit oor 'n breë front daardie kultuuroordrag te kon laat plaasvind. Daar is natuurlik 'n groot vraagteken daaroor, gegee dit waarmee ons vandag gekonfronteer word in die res van Suidelike Afrika. Maar wat my aan betref het ons volk goed gedoen. As jy dit gaan vergelyk met wat ander westerse volke, wat hulle self op ander dele en ander kontinente gaan tuismaak het, as jy dit met vergelyk, dan het ons daarom baie mooi en Christelik omgegaan met die mense wat ons hier teëgekom het. Tiaan, ek wil teruggaan na jou skooljare. Wanneer het jy bewus geword
Wanneer het jy 'n politieke bewussyn ontwikkel? Ja. Ja, my skooljare was in 'n klein laerskooltjie, Laerskool Rietbron, daar in die Onder-Karoo, klein plattelandse gemeenskapie, klein skooltjie. Miskien 'n bietjie van daai konteks ook gee, 'n skooltjie wat in 'n tyd toe die platteland toe nou alreeds eintlik maar in 'n doodbloeifase ingegaan het. Ons het die skooltjies het kleiner geword en die NG Kerk het 'n inisiatief geloods saam met die CMR, die Christelik Maatskaplike Raad. En hulle het hande gevat met 'n inisiatief wat op daai tyd bekend gestaan het as Roep, Red Ons Eensame Platteland. En dalk al van die mense dit onthou. Ek dink dit was die breinkind van Dr. Krywin se seun, Red Ons Eensame Platteland. En Rietbron was een van die gemeenskappe en spesifiek sy skooltjie wat deel uitgemaak het van daardie inisiatief. Wat beteken het dat kinders wat in stedelike omgewings sosiale probleme, sosiaal-maatskaplike probleme ondervind het en deur die CMR eintlik in 'n sekere sin weggeneem is van hulle ouerhuise af, is dan uitgeplaas na hierdie plattelandse dorpies om in koshuise tuis te gaan. En Rietbron se skooltjie was een van daardie skole. Daar was natuurlik verskeie sulke skole. Kan nou sommer so vinnig dink aan Redlinghuis hier in die Weskus en so was daar verskeie sulke plattelandse gemeenskappe. So ek was nou deel van 'n groep kinders wat ook weer eens so die laaste dae van Roep ervaar het. Daar was van daardie kinders wat ons was nou ons voedingsbronne, die CMR kinders wat nou na ons kant toe gekom het uit Port Elizabeth gekom. En ek was saam met van daardie kinders in die koshuis en dit was 'n wonderlike voorreg. Ek het vandag nog kontak met sommige van hulle en hulle het wonderlike lewens wat hulle maak. So eintlik 'n mooi verhaal. Goed, so dis teen daai agtergrond dat ek in die laerskool, klein laerskooltjie, ons is 19 kinders van SAP A tot standaard 5, so gekombineerde 2-man skooltjie wat oral op die platteland teenwoordig was. En boeregemeenskapie en ouers wat hulle self verbreek om hierdie gemeenskapinstellingkie op sy voete te hou. As een van die hoeksteen-instellings van die gemeenskapie en die skooltjie wat aangaan en ons het kry wonderlike onderrig. Jy kan nou dink hoeveel aandag kry so 'n kind in so 'n skooltjie. En begin daar in die oorgangsjare ook ietsie stelselmatig ervaar, want binne in daardie klein gemeenskapie, soos klein soos wat hy is, loop daardie harde, ongenaakbare ja-nee lyn van 1992 tot tussen die SAP A'tjies en die B'tjies deur. Jy sit in 'n klasie met 4 kindertjies. En dan is 2 van die kindertjies kom uit 'n ja-huis en 2 van die kindertjies kom uit 'n nee-huis. En jy moet daai geveg dit klink verskriklik om dit te sê, maar dit is die werklikheid. Dat die debatte wat tussen die seniors, tussen die ouers plaasvind, die ja-nee debat, filtreer af tot op die skoolbank. En ja, nou sommige kinders neem meer aktief en vurig deel aan hierdie debat en ander dalk minder aktief. En Tiaan is een van die ouens wat in die nee-kamp is en hy voer aktief hierdie debat op 'n vroeë stadium van sy lewe. So ja, dis die skoolkonteks. Jan, so die invloede was alreeds van vroeg af teenwoordig, maar dit het by jou pos gevat, dit vat gewoonlik nie by almal pos nie, né? Ja. Dit is 'n neig om onaktief of neutraal te raak. Ja. Dit was anders by jou. Ja, definitief, vir die aard van die saak was dit by my anders. Miskien is dit omdat 'n gewone normale mens nie so vreeslike aptyd vir konflik het nie. En vir twis en spanningslyne nie. Maar goed, dit het definitief by my pos gevat en dit het ontwikkel. Dit het nooit gestop nie. Dit was deurlopend besig om te groei in 'n sekere sin. En ek dink wat hierdie groeiproses versnel het, was die feit dat ek ook deel was van die generasie jong mense, spesifiek skoolgaande jong mense wat die eerste proefkonyne in hierdie sosiale ingenieursprojek was. Ons was die eerste geslag skoolgaande kinders wat blootgestel is aan goed soos kwotastelsels in sport, wat blootgestel is aan daar's net 'n sekere hoeveelheid kinders wat keuring kry vir 'n bepaalde universiteitsgraad. En jy sit in 'n klas en jou maatjie sit langs jou en hy's 'n skitterende rugby speler, maar hy word nie vir 'n span gekies nie want hy's wit. Jy weet daai tipe goed ons was die eerste generasie wat min of meer aan daai tipe van dinamika blootgestel is. Jy aktief dan blootgestel. Ja. Jy beleef. Ja, ons het dit eerstehands beleef en ons moes dit verwerk. Ons was nou nog deel van daardie generasie waar die ouers langs die veld gestaan het en ontevrede was met die feit dat hierdie speler nie gekies word nie omdat hy nie swart is nie.
vandag sit ons met 'n generasie ouers wat nie meer ontsteld is daaroor nie, want hulle het al gewoond geraak dan dis nou maar hoe dit werk. So in ons tyd was ons nog ontstel daaroor, ons het nog gepraat daaroor, dit het vir ons gevoel soos 'n onreg. Die Stockholm syndroom het homself intussen tyd goed genoeg gevestig in ons volksgeleedere dat ons nou nie meer kwaad word daaroor nie, of baie van ons in elk geval nie kwaad word daaroor nie. Eerstehands gesien hoe kinders wat toppresteerders op skool was, wat nie kering kry vir kursusse op universiteit nie, want hy's wat en ons was die eerstes. Ek sal nooit vergeet nie, en dit klink nou miskien vandag amper belaglik, maar hoe ons saalbyeenkomste wat ons die Nkosi Sikeleli moet leer. Ons moet hom leer sing en dan organiseer ons voor die tyd, ons groep vriende wat nou beklei teen hierdie transformasie, hoe ons nie gaan sing in hierdie saalperiode nie, en hoe die geweldige frustrasie wat dit vir die arme juffrou moet wees om hierdie lot aan die sing te kry, want hulle weier en hulle moet hierdie lied leer sing, en hulle het opdrag van die departement, hulle moet die skool transformeer, en die kindertjies moet transformeer. En ja, en hoe jy uiteindelik dan opeindig in 'n situasie waar jy teen jou sin en beter wete in moet, as hoofleier van jou skool, moet jy hierdie simbool van die reënboognasie gaan huis, as 'n simbool van gesag oor die hoofde van hierdie honderde Afrikaner kinders saam met jou, en jy besef, wat symboliseer hierdie teken wat hier oor hulle hoofies wapper. Watter skool was jy op daai stadium by? Ek het matriek geskryf in Langehoven Gimnasium in Oudtshoorn. Het ek matriek geskryf, en wonderlike skool, boeregemeenskap op daai stadium, boerekinders, die beheerliggaam van die skool was, as jy deur Meyringspoort gekom het en daar by die rustrond was altyd 'n bord wat gesê het, hierdie is KP Wêreld. En jy sal dit natuurlik seker nie meer vandag sê nie, maar maak nou nie saak nie. Daar sal ouens wees wat nog met jou saamstem, maar punt is, behoudende skool, behoudende personeel, ons mense, en hulle is eenvoudig in hierdie stelsel ingedompel, en hulle moet hierdie kindertjies transformeer. Nou goed, ek dink nie hulle daarin geslaag nie, en ek dink ook baie van die personeel op daardie stadium, ek het wonderlike onderwysers gehad, wat saam met my net so gekant was teen die transformasieproses, en gesien het waarop dit gaan uitloop. So ja, deur die hele hoërskoolloopbaan gegaan, maar deurlopend te kyk, jy weet, hoe kan 'n mens een of ander vorm van verset pleeg teen hierdie oorgang en hierdie verandering. Soms 'n bietjie meer suksesvol as ander, en ek dink, in 'n sekere sin kan ons dalk vandag terugkyk en sê dat dit was miskien een van die redes waarom daar tot vandag toe nog daarom op 'n plek soos Oudtshoorn soort van 'n skool is waar ons kinders geakkommodeer kan word, en ons volk se kinders dalk so 'n bietjie meer tuis kom as op ander plekke. Mens kan maar net hoop dat die stryd sal voortgaan. Jan, ek wil 'n bietjie teruggaan na jou kontak met ondersleeriges deur jou lewe, deur jou jong lewe. Ja. Vertel 'n bietjie. Opgegroei in die kolonie meer bekend vir sy, wat op daardie stadium nou bekend gestaan het as die sogenaamde kleurlingbevolking. Kleurlinge, daar's natuurlik baie van hulle wat wrevel daarin het as jy hom 'n kleurling noem, hy wil nie 'n kleurling genoem nie, hy's 'n breinman, en of hy's 'n Griekwa, of hy's 'n Khoi, of hy's 'n Koraner, en daarvoor het ek baie respek en waardering, en ek maak 'n punt daarvan, wanneer ek met van hierdie mense skakel, ook wanneer ek met hulle in gesprek tree, dan vra ek eers vir hom, is jy gemaklik daarmee as ek na jou verwys as 'n kleurling, of wil jy ek moet na jou as 'n Khoi of 'n San, en as hy dan nou na homself as 'n Suid-Afrikaner verwys, dan ook reg. Maar goed, opgegroei binne daai agtergrond, wat 'n bietjie 'n ander dinamika is as die verhouding tussen wit mense en swartes in die meer noordelike dele van die land. Die verhouding definitief 'n meer, ek wil dit 'n gematigde verhouding noem, 'n versoenende verhouding. So, daar was nooit in my tyd waarin ek opgegroei het as kind, 'n tyd waarin ek moet sê, die breinmense op ons plaas het ons gehaat, en ons het die breinmense gehaat. Daar het nie so iets bestaan nie. Daar was baie keer spanning, ja, maar dit is uitgesorteer, en môre het ons aangegaan met ons lewens. Dit was wat my aanbetref in 'n veelheid van opsigte 'n genormaliseerde verhouding. Weer eens om terug te kom by daai Christelike verhouding. Ek sukkel om te glo dat dit in 'n Bybelse konteks 'n verkeerde verhouding was. Dit was 'n verhouding waarin mense na mekaar omgesien het, en mense vir mekaar gesorg het, en vir mekaar omgegee het, en vir mekaar goed bedoel het. Ek sê weer, dit was nie foutloos nie.
maar geen fout nie, daar was daar wat pa bitter kwaad was vir sy mense wat vir hom gewerk het, en dalk andersom, maar uiteindelik was dit 'n verhouding wat, daar was 'n harmonie wat tot stigting gelei het en tot voordeel van beide partye. So, dit is hoe ek opgegroei het. Ek het nie in 'n haatlike omstandighede opgegroei nie. Ek het nie geleer dat ek met die mense rondom my haat nie. Ons het 'n lewe saamgevoer en bygesê, daar was natuurlik nou bepaalde kontekste waar daar die kultuurlyn basies uitgewis was. Dit was nie die geval. In ons geval was ons daarom baie duidelik bewus deurlopend van die feit dat die breinmense het hulle lewe gehad en ons het ons lewe gehad, en pa het altyd die voorbeeld gebruik van die deel in Spreuke wat sê, gaan kyk na die muur en word wys. Hy het nou nie na die werkskonteks verwys in terme van fliks wees nie. Hy het gesê, as die son opkom, dan begin werk die swart mure en die rooi mure en die rysmure. En hulle werk op dieselfde aarde en hulle werk deur mekaar, maar vanaand as die son sak, dan gaan elkeen na sy eie nes toe terug. En dan het hy altyd vir my gesê, my kind, vang nou daai rooi mure, gaan gooi hom aan 'n swart mure en kyk jy hoe lank lewe hy. Hulle knip hom binne sekondes op in stukkies. so dit was sy uitgangspunt om te sê, as die son opkom, dan werk ons en ons woel en ons arbei en ons versorg onsself en mekaar, maar vanaand as die son sak, dan gaan ons elkeen terug na ons eie nes toe. En binne daardie nes versorg ons klein muurtjies op ons manier. Dit was sy antwoord op die noem dit dan nou maar die rasse vraagstuk van daardie tyd. So ja, dit is binne daai konteks het ons op 'n plaas groot geword en ons het gewerk en pa het breinmense gehad wat in sy diens gestaan het en hulle het vir hom gewerk en daar was 'n arbeidsverhouding wat hulle was versorg en die boerdery kon aangaan en ons was versorg en ek dink dit is eintlik 'n mooi manier van doen. Maar goed, dit is vandag 'n manier van doen wat baie keer onderdruk is. Ek dink 'n saak wat telkens onder bespreking kom is die hele kwessie van die sogenaamde etiese praktyk of die etiek rondom 'n spesifieke bevolkingsgroep wat in diens staan van 'n ander bevolkingsgroep. Ek dink daardie is 'n vraagstuk wat 'n ander invalshoek ook het wanneer dit kom by die etiese aard daarvan. En ek verwys nou na, en hier is nou 'n ware verhaal. Dit het nou homself afgespeel en ek het as kind dit beleef. Hoe ons pa op die plaas en ons boer en ons het 2 bruin gesinne wat by ons op die plaas woon en hulle werk vir ons op die plaas en ons werk saam met hulle en hulle saam met ons en ons bedryf die boerdery. Nie 'n groot boerdery nie, doodgewone middelslag boerdery met 'n klomp skuld wat pa moet afwerk. Die landbank op daardie stadium vra sy, glo dit of nie, rentekoerse tot so hoog as 26% wat betaal moet word. Maar pa kom sy draai deur die genade om en ons werk almal hard en ons lewe op die broodlyn doen wat ons nodig het en niks meer nie. En dan ry ons nou met die plaaspaadjies soos ons dan al verwys na die openbare pad wat nou indraai na die plaaspad toe en dan by die hek staan die trek soos wat dit bekend gestaan het op daardie tyd. Ons het nou verwys daarna as trekke. Nou dit is dan nou wanneer 'n arbeider, 'n plaasarbeider, die mooi woord is seker nou 'n proleet wat sy arbeid verkoop. Hy is op die trekpad, hy het sy werk verloor op 'n ander plaas om verskeie redes. Dalk het hy verkeerd gehandel, dalk het hy sy werk verloor omdat sy baas hom nie meer kon in diens neem, maar die man is op die trekpad met sy vrou en sy 2 kinders, met 'n donkiekar en 2 donkies en die paar besittingkies wat hy het. Interessant genoeg, ek dink amper Zwelinzima Wawi het ook as 'n kind van 'n plaasarbeider groot geword en hy het by geleentheid ook verwys na die trekpad. So hy was in sy lewe ook op die trekpad, hy ken die trekpad. Nou goed, ons kom by die trek en hy staan in die gang en die donkies is uitgespan, hulle wy daar een kant en die trek is daar en hy is nou so toegetrek onder 'n ou soort seil en is die breinman met sy vrou met sy 2 kinders en hy stop vir pa en hy vra of pa nie vir hom werk het nie. Pa sê vir hom, man, ek kan jou doodgewoon nie akkommodeer nie, ek het werk, maar ek kan jou nie bekostig nie, so ek kan jou nie in diens neem nie, jy moet maar vir jou op 'n ander plek gaan soek. Nou staan die trek daar, maar hy staan nou en week, 'n dag gaan verby en 3 dae gaan verby en 5 dae gaan verby en jou jong stap nou maar van plaas tot plaas en hy soek vir hom werk en hy kry nie werk nie. Maar intussen tyd moet sy vrou en sy kinders versorg kom. So die gebruik is pa, as ons dan nou daar by die huis kom, dan sê pa vir my, maar ons moet gaan lei daar onder by die trek af 'n pak meel en 'n pak suiker. Dan lei ons 'n pak meel en 'n pak suiker daar onder by die trek af.
En dan is die ou jong en sy vrou en sy kinders bitter dankbaar, want onthou dis mense wat sonder werk sit, hulle sit op die trekpad, hulle het niks om van te lewe nie. En dan gaan die volgende 2-3 dae verby en die volgende week gaan verby en die trek staan daar, want die man kry nie werk nie. En as hy uiteindelik werk kry, dan pak hy nou maar op en hy trek, maar hierdie spesifieke geval is daar nie werk nie, en dan sê pa, gaan lei maar weer daar 'n pak meel af, want die week is om, die meel moet nou op wees. Miskien net vinnig raak, en dit was ook een van pa se uitgangspunte om. Hy het altyd gesê, as daar skaap wegraak, as daar nou skaap kort op die getal, dan sê hy, as dit nou 'n skaap is, wat in daai kamp teen die pad loop, en daar kort een, dan sê hy, maar dit kan heel waarskynlik maar 'n trek wees wat hom geslag het. En dan sê hy, maar ons moenie oor dit ontsteld raak nie, want hy sê, daai mens het ook net die aarde om op te lewe. So as hy nou daai skaap slag, en hy slag hom om vir sy vrou en sy kinders te sorg, dan moet ons dit so aanvaar. Maar hy het nie vrede gehad met syndikate nie, wat bakkievragte slag om homself te verryk nie. Maar goed, terug by die trek, so die week 2 gaan verby, op 'n stadium, en die 3de week, toe kom die ou jong weer by pa, en hy vra toe vir hom, of baas, jy nie asseblief vir my werk nie, want ek kry regtig nie werk nie. En op daai punt toe sê pa, maar, kom ons maak maar 'n plan, daar staan 'n huisie leeg, bring maar jou, kom maar op met jou trek. So hy gaan toe af en hy gaan span sy donkies in, en nou kom trek hy met die karretjie op, met die vrou en die 2 kinders, en hy neem sy intrek in die huisie, en dis 'n eenvoudige huisie, dis net 'n huisie, daar's niks vreemds in hom nie, daar's nie, so, onmiddellik begin sy vrou, en sy vee die huisie uit, en hulle begin pak hulle goedjies in die huisie in. Pa reël met hom, hy gaan môreoggend inval, hulle invaltyd op daai stadium, werk ons van son op tot son onder, in die winter is dit kort daggies, en die somer is dit lang dag. So as die son 5 uur opkom, dan moet hy op die werf wees, dan val hy in. Maar, voor die sonsak gee ons vir hom 'n pak meel, ons gee vir hom 'n pak suiker, ons gee vir hom 'n pak proefkoffie, en ek kan dit onthou, want dit was so 'n rympie, as hy by die plaaswinkeltjie kom, dan is dit 'n rympie. 5 kg meel, 2,5 suiker, 'n pak koffie, 'n pak suiker, 'n pak, en dan 'n pakkie filootjies, en dan boksertwak. Boksertwak was vir hom belangrik, want hy het gerook, ek meen, sy rookgoed is nou al lankal op, hy het nie werk nie, so hy kry sy pak boksertwak, en dan gaan hy huis toe met daai stoorgoedjies, pak kerse, en dan steek hy vanaand daai kersie aan, en sy het nou al houtjies gebreek, en sy het in die S, vir die van dit nou nie, wat nou nie van S ken nie, S is nou maar 'n kagel, en 'n volks het van die S'e gepraat, in die S het sy nou 4 gemaak, en sy het 'n broodjie geknie, en sy het roosterkoeke gemaak, wat warm is, en sy het swart soet kloofkoffie gemaak, en nou eet daai gesinnetjie vanaand, met 'n dak oor hulle koppe. En nou gaan lê hulle, en hulle is versorg. As pa die onetiese ding wou doen, dan moes hy hom daar onder die boom gelos het. So pa neem hom in diens, en die mense is versorg. Hy doen die eerbare ding, hy versorg die mense, en die volgende oggend dan val die man in, en hy begin werk by hom op die plaas, en hy word 'n plaasarbeider by hom in sy diens, en hy behandel hom met respek, hy's ferm, maar hy gee hom sy loon wat hy vir die dag verdien, en hy gee vir hom 'n menswaardige bestaan, en hy versorg sy kinders, en nie een ly gebrek nie, en dit lei tot stigting, en tot voordeel vir beide partye. Ja, net interessant is al, hoe lank het die man by jou pa gebly? Die spesifieke man het etlike jare by pa gewerk. Hy het etlike jare by pa gewerk, totdat daar eendag 'n twis ontstaan het oor die hoeveelheid honde wat hy wou aanhou. Die man het geglo, hy moet ad-lib honde kan versorg en aanhou, en pa het vir hom gesê, maar jy kan nie soveel honde aanhou nie, want wat met die honde gebeur is, jy kan nie vir hulle sorg nie, jy kan nie vir hulle genoeg kos gee nie, hulle raak te veel, hulle vreet te veel pap op, en dan raak die honde honger, en dan begin die honde skaap vang. Dis wat gebeur. So, en hy wou nie sin en rede insien nie, hy het net gevoel, elke werpsel klein hondjies wat aankom, is sy klein hondjies. En toe pa vir hom gesê, wel, jy moet nou maar kies, of jou hondjies of jou werk. Toe sê nee baas, ek kies maar liewer my hondjies, en toe raak sy sin op, en toe trek hy. So goed, dit was toe nou die einde van 'n verhouding. Maar goed, dit is die nood waarop dit geëindig het. Dis binne daai konteks, binne daai milieu wat ek rasseverhoudinge in Suid-Afrika, intervolke verhoudinge leer ken en leer verstaan het.
En dis dan wanneer ek sien hoe pa met daardie mense omgaan wat vir hom werk en ook saam met hom 'n landstreek, 'n kontinent deel. En dan uiteindelik dan word daardie selfde man in die huidige politieke klimaat in die tyd waarin ons leef, word hy beskuldig daarvan dat hy 'n moordenaar en 'n rower en 'n gronddief en 'n alles wat sleg is. En dan weier ek volstrek om dit te aanvaar, want dit is nie wie die mense was nie. Hulle was die teendeel. Hierdie voorgeslag van ons was die teendeel. Hy was 'n bemagtiger, hy was 'n uit gekerstner, hy ontwikkel, hy ondersteun, hy versorg. Hy was presies die teenoorgestelde van dit waarvoor hy uitgekry word. Maar dit is interessant dat hy aan 'n regse politieke party behoort. Ja, dit is juist die vraag. Die verskil tussen 'n regse en 'n konservatiewe politieke party. Pa was 'n konservatis. Pa was in 'n veelheid van opsigte nooit 'n regse politieke ondersteuner. Hy was 'n konservatis. En 'n konservatis in die ware sin van die woord is 'n versorger. Hy's 'n mens wat oppas, hy's 'n mens wat omgee. En dit is wat die konservatiewe denkskool in wese was. Hy was nie 'n rasis wat vertrap en verneder en verniel het nie. En dit is daai onderskeid wat ons vandag moet meer beklemtoon. Daar is radikale, verregse rassiste wat mense verneder en verniel op grond van die feit dat hy nie dieselfde ras as hy is nie, maar dis 'n klein randgroepering op die ver uiterste kant van ons volk. Ons volk is in wese 'n konservatiewe volk, 'n volk wat omgee, 'n volk wat versorg, 'n volk wat bewaar. Ons is nie 'n klomp antagoniste wat daarop uit is om ander mense te verniel en te verneder nie. Dis nie wie ons is nie. En daardie narratief moet ons verander. Ons kan nie toelaat dat daai narratief seevier nie, want dit is nie wie ons mense was nie. Maar vertel my nou 'n bietjie meer van die verloop van jou eie, kom ons noem dit nou maar 'n politieke loopbaan, al was dit nie dit in die ware sin van die woord nie, né? Ja. Ek dink ek sou miskien ook swaar gekry het in die vorige bedeling in terme van politiek, want ek dink die politiek van daardie tyd was soos alle politiek, maar 'n politiek waarin jy uiteindelik maar met 'n harde lyn trek en sê jy weet ek is of vir jou of steun jou. En ek dink die werklikheid is te genuanceerd. Hy's te ingewikkeld. Dit is 'n komplekse werklikheid wat jy nie kan so oorvereenvoudig noodwendig nie. Dis nou maar my uitkyk daarop. Mense sal vir jou sê jy probeer dit te ingewikkeld maak. Dit is net wit of swart. My politiek het ek dink dit het 'n soort van 'n rigting ingeslaan toe die besef by my pos gevat het dat demografie is lotsbepalend. Demografie was nie altyd lotsbepalend. En ek dink dit is wat baie belangrik is. En dit is nou my verstaan van die geskiedenis, die bietjie wat ek as 'n boer nou maar van die geskiedenis weet. In die pre-1945 era, voor die totstandkoming van die Verenigde Nasies en die Handves van Menseregte, was demografie werklik in 'n politieke sin nie lotsbepalend. Jy kon 'n demografiese minderheid wees, maar as jy kultureel of militêr kon domineer, was jou politiek veilig. Maar in die na 1945 era het daai dinamika verander. En ons as Afrikaners het 50 jaar gehad waarin ons huis in orde kon kry. Ons is 5 dekades gegee om daai nuwe politieke werklikheid te verreken en onsself te posisioneer sodat die demokrasie nie vir ons 'n bedreiging ingehou het. En ons kon dit eenvoudig nie reg kry nie. Ons het aangehou met glo dat ons met ons militêre dominansie, ons kulturele dominansie, kon ons politiek beveilig. En dit was 'n leuen. Ons het vir onsself gelieg. Dit was net nie prakties moontlik nie. En dit is op daai punt waar ek besef het, as ons dit nie gaan regkry om 'n demografiese werklikheid te skep wat wanneer die demokrasie toeslaan, dit nie vir ons 'n bedreiging inhou nie. Dan gaan ons doodbloei. En dit is waar ek nou is. Ek is op daai punt waar ek besef in die afwesigheid van 'n gunstige demografiese werklikheid waar binne demokrasie nie vir ons bedreiging inhou nie, is ons polities in die moeilikheid. En as 'n klein minderheid op 'n groot kontinent van vreemdes het ons politieke seggenskap, inspraak, politieke mag bitter nodig. Ons
Ons kan nie sonder politieke mag hoop op 'n volhoubare, standvastige toekoms nie. Ek kan vir jou vra wat is die oplossing, maar ek sal eerder wil vra hoe het jy begin om betrokke te raak? Die Urania gedagte het my aangegryp van 'n baie vroeë stadium af. Ek het 'n bietjie blootstelling daarin gehad toe Prof Karel destyds Urania die Vryheidsstigting met die Urania gedagte nou uiteindelik uitrol en begin bemark, aktief begin bemark. Het hy by geleentheid 'n huisvergadering by my oupa op die plaas gehad. En toe was ek natuurlik nou nog baie jonk. Pa was teenwoordig, so die Urania gedagte was altyd in ons huis wanneer die politiek ter sprake gekom het. Was die Urania gedagte sentraal binne die gesprek. Maar goed, weer eens vanweë 'n verskeidenheid van redes, nie iets wat ons aktief aan deelgeneem het, of ten minste pa en oupa nie noodwendig aktief aan deelgeneem het nie, maar dit was altyd deel van die gesprek. So toe ek nou uiteindelik nou my hoërskool voltooi en ek het nou bietjie studeer, toe het ek by geleentheid besoek afgelê in Urania en ek het was op toer geneem en dit het my net aangegryp. En ek dink wat my die meeste aangegryp het van Urania was die versienheid daarvan. Kyk, jy moet aanvaar op daai stadium spesifiek in die vroeë 2000s was jy moes regtig oor 'n visionêre vermoë beskik het om jouself te kon verbeel dat dit wat nou hier gebeur op daai stadium 'n oplossing kon wees. Jy moes baie ver ander kan die beeld kon dink. Urania op daai stadium het dit deur 'n moeilike fase gegaan. Die nuwe Suid-Afrika en Suid-Afrikanisme het geseëvier, ons volk was net eenvoudig nie op 'n plek wat hy dit as 'n noodsaaklikheid geag het nie. En jy moes visionêr versiende kon wees om dit as 'n oplossing te kon sien. Miskien het ek my verbeel dat ek saam met die pioniers daai versiendheid gehad het, ek weet nie, maar dit het my aangegryp en ek het van daardie oomblik af maar meer en meer betrokke geraak, nooit formeel nie, maar ingekoop, begin vergaderings bywoon, begin kongresse bywoon en die Urania idee het net al sterker en sterker binne my gegroei. So ek weet nie noodwendig omdat dit of dit 'n model is wat so aangrypend was en of dit maar doodgewoon vanweë gebrek aan 'n alternatief was nie. Ek weet nie, dalk beide. Maar wil jy nie bietjie vertel wat bedoel jy met die Urania gedagte? Die Urania gedagte juis omdat dit die klem lê op hierdie demografiese werklikheid. Want onthou ek leef nou nog vandag nog met my een voet in die Suid-Afrikaanse werklikheid, waar ek die ontmagtiging in 'n volkssin, in 'n politieke sin, beleef en ervaar op 'n daaglikse basis. Met my ander voet staan ek in die Urania werklikheid en ek sien hoe bemagtigend dit is. In terme van inspraak in jou dag tot dag bestaan. Hoe jy polities, mag ek maar die woord ontman gebruik, in 'n breër Suid-Afrikaanse konteks is en hoe jy net eenvoudig dit sien hoe jou betrokkenheid op die politieke terrein 'n verskil maak binne die Urania konteks. Jy het inspraak in sake wat jou raak, terwyl jy in die buite Urania konteks net eenvoudig uitgelewer is aan die grille en die giere van vreemdes. In baie gevalle mense wat hulle self as jou vyande beskryf. Tiaan, jy het die bestaan van moontlike alternatiewe genoem. Weet jy van enige moontlike alternatiewe? Ek wil so graag glo daar moet nog alternatiewe wees, want en ek was al by soveel dinge betrokke gewees en 'n mens ek wil dit tog net nooit op die punt kom soos waar ou Rolf Meyer gekom het om te sê daar is nie 'n alternatief nie. Daar's altyd nog moontlikhede. Daar's nooit net 'n A of 'n B nie. Maar op hierdie stadium in terme van politieke mag, politieke inspraak, die hervestiging van ons nasionale vryheid, is daar bitter weinig ander alternatiewe. Wat ek van bewus is. Ek meen, ons kan onsself trakteer met baie dingetjies en goedjies en wat ons mee besig is. Maar Afrikaner diaspora moet natuurlik deurlopend besig wees met dinge om hulle self
op 'n manier te handhaaf en mense is dankbaar vir dit. Maar wanneer dit kom by die hervestiging van ons nasionale vryheid, kan ek myself nie iets meer verbeel as dit waarmee ons hier op Orania besig is. Kan nie. Jan, wat is vryheid? Vryheid is, en dit klink nou maar 'n baie generiese antwoord, is die vermoë om besluite te neem oor sake wat jou raak, maar meer is dit om dit uiteindelik tot uitvoer te bring. Dit is die breë definisie van vryheid. Maar hoe noodsaaklik is dit? Ek meen daar is tog heel party Afrikaners wat in die res van Suid-Afrika woon en wat op 'n manier nog daar heel lekker leef. Hulle kry dit in 'n sekere sin reg, vir solank as wat hulle dit nie verpak as jy weet met 'n Afrikaner etiket om dit nie. Solank as wat hulle dit verpak met 'n waarde etiket om dit. As hulle dit beskryf as 'n sogenaamde waardegedrewe gemeenskap. Dan kry hulle dit nogal reg tot 'n sekere mate. Maar die vyande van ons volk sien deur dit. Hulle sien deur dit. Ons verpak dit onder die vaandel van Afrikaans. Ons verpak dit op verskillende maniere. Ja, op watter manier het jy aktief betrokke geraak by politiek in Suid-Afrika? Of dan kultuur? Ja, my heel eerste direkte betrokkenheid was by die verkennerbeweging van Suid-Afrika. Jong verkenner aangesluit by die Karoo Verkennerspos, onder leiding destyds nog van hom Alkie Maree, hy is oorlede, en hom Gawie Tron, dis Dominee Johan van Vuur, en dis almal manne wat nou al oorlede is. Groot strydrosse in die Afrikaner en die volkspolitiek. En ja, hulle het my genooi om aan te sluit by die Karoo Verkennerspos. En as jong verkenner ook dan nou blootstelling gehad aan verskeie aktiwiteite op die volksakker. Die verkenners op daai stadium in die Karoo was ook nou nie 'n groot pos gewees nie, maar ons het daarom altyd die inisiatief geneem om dan 'n spesifiek gelofte daar te organiseer. Begin optree as 'n spreker eers by die Karoo geloftefeeste en toe nou later ook by ander geloftefeeste. Soos ek sê, deurlopend betrokke gewees by Orania, van die konferensies bygewoon. Ek onthou spesifiek een van die kongresse of konferensies was 'n artikel 235 konferensie wat nou nogal vir my, ek dink in 'n veelheid van opsigte as 'n grondslag gedien het vir baie van my oortuigings. En toe natuurlik in 2009 betrokke geraak, soos ek reeds vroeër genoem het, by die Volksraad Verkiesingskommissie se verkiesing van die Volksraad self. Daar baie blootstelling gekry aan 'n verskeidenheid van inisiatiewe op die volksakker. Wonderlike mense ontmoet, baie ondervinding opgedoen. Dit het vir my baie gehelp in terme van vorming. Maar ook natuurlik maar deurlopend betrokke gewees op ander plekke, op ander terreine, met mense wat ook binne die breër solidariteit beweging werksaam was, die voorreg gehad om in Europa te kon toer saam met lede van die solidariteit beweging. Flip by self, Jaco Kleinhans, dit was baie lekker om saam met hulle 'n bietjie skouer te skuur en vir 'n tydperk van 2 weke saam te toer, saam dinge te beleef en te ervaar en ook maar afgestem op mekaar. So ja, en dan intussen tyd maar dit deurlopend nog betrokke by die verkenners en die Volksraad inisiatief het vir my bitter baie gehelp. Ek het daar baie geleer. Paul Creer wat regsgeleerde was, maar wat ook in die diplomatieke korps in die pre-94 era werksaam was, wat vir ons baie van staatsleer. Hy het in 'n sekere sin ons almal eintlik op 'n klein kort staatsleerkursusie gesit, hy het vir ons bundel saamgestel en vir ons geleer hoe werk dit in diplomatieke kringe. Ons het blootstelling gehad, baie met ambassades en ambassadepersoneel gewerk, voorleggings gedoen by die VN en is goed wat ons ek dink ek het die voorreg gehad om daai blootstelling te hê wat nie almal noodwendig het nie. En dit het baie gehelp, ook die siege van die volk beter leer ken. Voorreg gehad om vergaderings reg deur die land toe te spreek, volksvergaderings toe te spreek, met mense te praat wat oor 'n breë spektrum in volkskringe, verskillende agtergronde kom, te dien op die Volksraad saam met mense wat op die volksakker werksaam is vanuit die oud HNP stigters van die herstigte nasionale party in 69, die AWB, mense wat in die KP diepspore getrap het, so die konservatiewe kant, die meer regse kant van die politiek en die volk hard werksaam was oor 'n lang tydperk. So ja, baie by hulle geleer en ek is ewig dankbaar dat ek die voorreg gehad het
om met hulle te kon skouers gee. Het afgestem op my en het my baie dinge geleer. Vandag is ons nog steeds besig op verskillende plekke, op verskillende maniere. Ek het eendag gewonder, 'n mens wonder soms, hoe gebeur dit dat jy instem om betrokke te wees by so baie goed, wat baie van jou tyd en energie en hulpbronne opslurp, wat jy dalk eerder vir jou vrou en jou kinders kon gee, om hulle lewe makliker en lekkerder te maak. En toe het Johannes Neet van Helpende Hand eendag met my die gesprek gehad. En Johannes het my gesê, Tiaan, daar bestaan 'n ding soos roeping. En hy sê, jy kan nie, as jy 'n roepingsbesef het, dan kan jy nie nee sê nie. Hy sê, jy sal nee sê, maar jy sal 'n week later besef, maar jy moes eintlik ja gesê het, en dan sê jy, ja. As jy roeping leef, dan is dit moeilik, en ek ervaar 'n bietjie van 'n roeping. Mense het ernstige gebreke, en jy weet, jy dra nie altyd by wat jy moet bydra nie, maar wanneer daar 'n roepstem kom om te sê, kom druk met jou skouer hier teen hierdie wa, dan daag jy maar op, en jy kom druk maar op jou manier, ja. Tiaan, hoe sal jy eendag graag onthou wil word? Ek wil nie onthou word as die donkie wat gaan lê het in die tuig nie. Ek wil graag onthou word as die ou wat dit kon regkry om homself aan sy skoenveters op te trek, maar meer as dit, om ook die manne wat rondom hom aan hierdie wa stoot en trek te kon motiveer, op my eenvoudige ou boere manier, te motiveer om te sê, manne, ons moet eenvoudig vorentoe. Dit dink ek sal vir my wonderlik wees, as die ouens wat saam met my in die saak gestaan het, my so kan onthou, ja. Tiaan, is jy aktief besig om jou kinders op te voed, of te indoktrineer, of hulle in 'n rigting te druk, of los jy hulle om te maak soos hulle voel, miskien in te val by die nuwe Suid-Afrika dan? Dit sal vir my een van die grootste teleurstellings van my lewe wees, as ek hulle die dag moet sien op aandag spring, en ja, die reënboogvlag oor hulle koppies sien wapper, terwyl hulle Nkosi Sikelel uit volle bors sing, en hulle borsies vasgryp. Omrede, dit sou beteken dat hulle uiteindelik ook meegesleer is deur die stroom van wanhoop. Maar tegelijkertyd is hulle mense in eie reg, en ek moet hulle die geleentheid gun om ook hulle eie wetsienings te vorm. So mens probeer dit op 'n gebalanseerde manier doen. Jy probeer vir hulle uitwys. Hulle het die wonderlike voorreg om te kan hulle skoolopleiding ontvang by die CVO skool, wat natuurlik 'n ongelooflike voorreg is, wat ek dink daar baie kinders en ouers is wat sal begee om dit te kan hê. So die omgewing waar binne hulle opgroei, is 'n omgewing wat vir hulle 'n baie duidelike beeld skets van wat die werklikheid daar buite is. So ek is nie aktief besig met 'n propagandaveldtog op 'n dag tot dag basis nie. Maar nou ja, mens deel jou oortuigings met jou kinders, en jy probeer in hulle vormingsjare vir hulle verduidelik hoe die wêreld werk. Ja, jy daarom vir hulle die ander kant van die saak ook. Ek vertel vir hulle, ek probeer om terug te kom by pa en sy oortuigings en sy gebalanseerde manier van doen. Ek probeer vir hulle 'n gebalanseerde weergawe van mens wees voorhou. In terme van hulle interpretasie van hulle geskiedenis, van hulle hede, en hopelik van hulle toekoms. Maar dat hulle 'n redelike sterk sopie van volksnasionalisme inkry. Dit is nou ongelukkig vir hulle dalk, maar dit wat hulle moet sluk. Tiaan, is daar nog hoop vir Afrikaners hier aan die suidpunt van Afrika? Daar moet hoop wees, en ek is absoluut oortuig daarvan dat daar is hoop, maar daar is nie hoop vir Afrikaners wat hulle self laat opgaan in die reënboog-eksperiment nie. Dit is 'n doodloopstraat vir ons volk. Dit is die valbuil wat oor ons volk se kop geval het. Dit is die Suid-Afrikanisme wat teen ons wil en dank in ons keelgate afgedruk word. En dit gebeur op 'n interessant, vir sommige mense sal dit dalk 'n interessante manier wees, vir my is dit eintlik 'n tragiese manier. Dit gebeur op die skoolbanke, dalk het dit met ander volke maar dieselfde gegaan. Ons kinders word in hierdie stroom van Suid-Afrikanisme meegesleer in hulle vormingsjare op skoolbanke. En waar het my weer soos 'n emmer kouer water getref het, ek het die voorreg om weer my studie, weer boeke op te tel en te begin studeer, en waar ons toe nou by 'n geleentheid 'n
klompie studente wat ingeskryf is vir 'n spesifieke module, moet argumenteer vir of teen die onteieningswetgewing. En dan word jy nou omring met eintlik jong manne, studente, kinders 18, 19 jaar oud, jong manne wat nou deur hulle hele skoolloopbaan nou maar, jy weet, die gif ingekry het wat die Suid-Afrikanisme nou maar vir hulle voer. En dan sit jy om 'n tafel en dan sit daar 6 jong manne. En dan wanneer jy begin praat oor die onteieningswet, dan is daar ten minste 2, moontlik 3 van hulle wat vir daardie wetgewing argumenteer. En dan hoor jy argumente soos van daar's boere daar buite wat met groot stukke grond sit wat dit nie ontwikkel nie, die staat moet dit vat en dit ontwikkel sodat almal in Suid-Afrika daarby kan baat ensovoorts ensovoorts. Jong Afrikaner seuns wat uit Afrikaner huise kom. En dan besef jy hulle verdrink in die stroom van Suid-Afrikanisme. En dit is vernietigend. Ek bedoel, hoe vat jy 18 jaar se vaslegging? Is dit die kommuniste wat gesê het, gee my 'n kind tot op ouderdom 9 en ek maak vir hom 'n kommunis of ouderdom 7, ek is nie presies seker nie. En jy besef, jy sit hier met 'n kind wat hy's gevorm, en jy moet hom nou uit daai vorm uithaal en jy moet nou vir hom, jy weet, die wêreld leer verstaan. Maar dankie dat daar is nog ouers wat moeite maak om, ten spyte van die feit dat hulle nie die leksheid het of die voorreg het om hulle kinders op Orania te kan grootmaak nie, dat hulle binne die Suid-Afrikaanse werklikheid dit reg kry om hulle kinders se immuniteit teen die Suid-Afrikanisme so te versterk, dat daai tipe sentimente nie afsmeer op hulle nie, dat hulle steeds as gebalanseerde Afrikaners groot word, wat op 'n sinvolle manier nog steeds bydra en kan bydra tot die volkseiendomlikheid. Dit is verblydend. En ons sien dit wanneer ons kyk na wat gebeur op die kultuurakker oor die afgelope paar jaar. Hoe die jong Afrikanerdom net eenvoudig ons volk en ons kultuur omarm en eienaarskap en verantwoordelikheid neem. Dit sê vir jou dat die propaganda wat daar teen ons gepleeg word nie slaag nie. Ek praat nou baie, maar ek wil nou dit nog ter afsluiting van die onderwerp dalk sê. Miskien is dit ook so dat ons nie moet te veel klem lê of te veel inlees in hierdie tipe propaganda wat daar teen ons mense gepleeg word binne die Suid-Afrikaanse ingenieursprojek nie, sosiale ingenieursprojek nie. En hoekom ek dit sê, dieselfde mense wat in die vroeë 90's hierdie oorgang na 'n nuwe Suid-Afrika fasiliteer het en gedryf het, was mense wat hulle laerskool en hulle hoërskoolloopbane voltooi het in nasionale party skole. Soos tot dieselfde mate is wat die nasionale party misluk het om hulle oortuigings af te smeer op die politieke leierskap van die laat 80's en 90's, moet ons aanvaar dat die huidige bedeling gaan ook misluk om hulle oortuigings af te smeer aan die kernkragtige draers van ons volksiel. Wil jy waag om te sê of om te skat hoe Suid-Afrika oor 50 jaar daar gaan uitsien? Ek wil nou vir oom Andries Breitenbach aanhaal, die vorige leier van die Herstigte Nasionale Party. Hy het eendag vir my gesê, Tiaan, gesonde verstand het nou maar eenmaal die geneigtheid om te oorwin, om te seevier. Gesonde verstand het nou maar eenmaal die geneigtheid om te seevier. So, jy kan met 'n sosiale ingenieursprojek 'n ding tot op 'n sekere punt dryf. En ek dink dit was selfs geldig vir die nasionale party. So is dit ook geldig vir die ANC en al sy meelopers. Jy kan op 'n kunsmatige, onrealistiese manier kan jy die reënboognasie fenomeen dryf tot op 'n punt. Maar uiteindelik gaan die werklikheid seevier. So ek voorsien dat Suid-Afrika oor 50, ek sukkel om na Suid-Afrika te verwys. Suid-Afrika vir my is 'n Britse maaksel, is 'n imperiale maaksel. Dis iets wat nooit moes gebeur het nie. Dit het gebeur en in die proses om dit te laat gebeur het daar oor 'n tydperk van 100 jaar miljarde rande verlore gegaan en duisende liters onskuldige bloed is vergiet om hierdie Britse maaksel te laat seevier en te laat tot stand kom en in stand gehou, dit alles ter wille van die koningin se beursie. Ja, nou goed, genoeg daarvan. Daai kunsmatige geografiese politieke werklikheid moet noodwendig ontbondel.
Hy moet ontbondel om in lyn te kom met die werklikheid op die grond, die sosiaal-maatskaplike werklikheid op die grond in Suidelike Afrika. En daai sosiaal-maatskaplike werklikheid is dinamies en dis vloeibaar. Dis nie noodwendig in sement gegiet nie, dit gaan dalk vir jaar so lyk, dit gaan dalk oor 20 jaar 'n bietjie anders lyk. Daar's bepaalde aanpassings wat gemaak word om verskeie redes. Maar die politieke werklikheid en die sosiaal-maatskaplike werklikheid op die grond gaan noodwendig net met mekaar moet trou. Daar's 'n Engelse praat van 'n disconnect in ons huidige konteks waarin ons leef. En daai disconnect gaan verdwyn. So Suid-Afrika oor 50 jaar van nou af, ek antwoord nou hopeloos dalk te lank, dalk skop ek die bal nou maar net so in die pad af. Maar ek dink Afrikaners gaan Trump het ten minste vir ons gewys, daar is 'n ding soos 'n Afrikaner. Dis die eerste belangrike ding wat hy vir ons gewys het. En die tweede belangrike ding is hy het vir ons gewys hoe hy lyk. Ons self in baie gevalle verskil nog met hom oor hoe hy lyk, maar hy het vir ons gewys dit is hoe Afrikaners lyk. Hy weet ten minste hoe hulle lyk. Al weet ons nou nie hoe ons self lyk nie. So hy weet daar is 'n Afrikaner en hy weet hoe hy lyk en Afrikaners is besig om dit weer te herontdek. Ons reg om te bestaan en ons reg om te bestaan soos wat ons is, nie soos wat ander mense ons wil maak nie, soos wat ons is. So daai Afrikanerdom gaan homself herbevestig, ook in 'n politieke sin. En dit wat ons hier op Orania sien en ervaar, is vir my 'n bewys daarvan. 'n Voorbeeld van hoe ons weer ons nasionale vryheid omarm, ons bestaansreg omarm en dit bevestig. Harde praktiese voorbeelde op die grond. En nou is die vraag, wat is die antwoord daarop, wanneer ander volke daarop moet antwoord? Ander volke antwoord op die stadium nie noodwendig daarop soos wat ons daarop antwoord nie, en die rede daarvoor is eenvoudig. Die staat het 'n trog waarby hulle leierskap nog kan gaan staan en hulle self oorvreed. Dis dalk 'n harde en 'n kras manier om dit te stel. Maar die leierskap van die ander volke in Suid-Afrika gaan oorvreed hulle nog by die krib van die staat. Maar die krippie raak leeg. Maar soos wat die krippie leeg word en hulle mekaar toenemend wegstamp van die krippie af en daar nie meer iets is om by die Suid-Afrikaanse krippie te gaan vreet nie, sal ook hulle moet teruggaan na hulle volke toe, na hulle kultuur, etnies-kulturele gemeenskappe toe. En vir hulle moet gaan sê, okay ouens, nou is daar nie meer vir ons iets te baat by die krippie nie. Ons sal nou na onsself moet begin kyk. En dan sal jy, wat my aanbetref, sien hoe hulle toenemend meer gedwing word om verantwoordelikheid vir hulle self te neem. Dit het eintlik ook in die praktyk gestalte kry. Dis die kristalbal wat ek sien. Dalk is dit omdat ek dit wil graag sien, maar ek kan nie iets anders sien nie. Na mate die krib leeg raak, moet jy uiteindelik teruggaan, die rooi muur na die rooi muur se nes en die swart muur na die swart muur se nes, en sy nes in orde gaan kry. Ek kan net eenvoudig nie anders sien. Jan, ek wil graag vir jou sê, dankie vir die interessante gesprek. Ek hoop dit kon iets bydra tot die breër debat. Dankie.